Wian en Riet, stormers, soos Tommy dit eintlik graag wou gesê het. Baie welkom. Is lekker om julle hier so te sien. Dankie, Jonathan. Ons voel thuis. Ja, julle moet tuis voel. Voel thuis. Want verlang het julle hier so bedien, verlang was julle hier betrokke by die gemeenskap en dis regtig lekker om julle weer terug te sien. Lekker om saam met julle te kuier en na afloop van vanoggend as jy dit gemis het, moet ek jou vra. Ek weet dit was nie gestream nie, ons het uitdagings met die internet gehad, maar dit gaan opgelaai word en jy gaan dit ongelooflik geniet. So as jy nie vanoggend hier was nie, asseblief gaan kyk dit oor. Dit was genuine boodskap wat my aangeraak het en ek glo dit gaan so baie mense aanraak. Maar vanaand het ek die voorreg om so klein bietjie meer te gesels. Maar voordat ek gesels, wil ek net 'n oomblik vat om te sê, in 2020, in die begin, natuurlik nog voordat ons geweet het, mooi wat COVID is, toe het julle die kursus kom aanbied, en ek wil Jenny net 'n oomblik vat om te sê, van my familie se kant af, en ek dink van die personeel van Kompas se kant af, so ongelooflik dankie. Dit het genuine ons lewe aangeraak, en ek dink uit daaruit het daar baie goed binne my losgeraak, en ek wil regtig 'n oomblik vat om julle te honor en julle te eer en hierheen te sê dankie. Dankie vir julle gehoorsaamheid, dit wat die Here julle mee vertrou en dit wat julle doen. En ek dink rondom my vrou, Riet is actually my vrou se mentor, en genuine net die ongelooflike inspraak wat julle in ons familie het genuine so baie waarde. Ek kan dit nie in woorde sit nie. En Wian is ook een van my mentors wat ek so ongelooflik bevoorreg is om by jou te kan leer en te ervaar. So hierdie oomblik wil ek net eintlik van ons gemeente se kant af sê dankie. En dankie vir vanoggend. En ons wil eintlik net vir julle hand gee en weer eens vir julle welkom sê. Baie dankie. Waardeer dit so baie. So Is altyd 'n voorreg. So ek wil eintlik begin deur vir julle 'n vraag te vra, en dis eintlik die tema waar ek graag wil gesels. Is as 'n mens kon opsom wat die grootste krisis in die wêreld is, wat sal julle sê dit is? En ek weet vanoggend het ons aan 'n storie geraak, of het ons gesels oor een van die grootste krisisse in die wêreld, maar ek wil eintlik vra, waaruit is hierdie krisis gebore en hoe presies het ons opgekom by hierdie plek waar ons sê vaderloosheid is eintlik die oplossing vir die grootste krisis in die wêreld? So in die 90's het alles wat rondom kerk gebeur het hoofsaaklik gebeur uit leierskap. Alles was, kom ons lei leiers op, nog leiers op, en my mentor en 'n goeie pel van my, Cassie Karstens, anders sal hom ken as oom Cassie, hy was 'n foendie op leierskap. Hy het 2 leierskapskole begin in Stellenbosch, die ISLS, en ook Alec groot werk gedoen. Hy was die internasionale convener van die sports movement, World Sports of World Vision, World Sports, en vandag is daai beweging in 248 lande. Hierdie ou se werk was leierskapsontwikkeling. Toe gaan hy op in Afrika, want die Here het vir hom vroeg gewys, hy moet lig in Afrika oopmaak. Jy weet, so hy het vroeg oor die 20 lande spanne opgerig en duisende leiers opgerig. Daar's vandag presidente oral oor wat deur sy hande is, en hy gaan doen toe opleiding in Nyarangusu in Tanzanië. Net so, jy weet, 2000. Doen leierskapsopleiding in 'n vlugtelingskamp. En hy het 'n bietjie tyd aan die einde oor, en hy vra toe vir die ouens, hoorie, maar ek het bietjie tyd, ek wil nie my tyd morsie. Daai ou, hy was nie eers sy eie kar nie, hy stuur iemand om sy kar te was, en hy glo nie in tyd morsie. So hy sit daar, hy sê, ek gaan nie 'n uur of 2 laat morsie. Stuur vir my van die ou garde in hierdie kamp. Ek wil hoor, wat soek 'n ou in 'n vlugtelingskamp? Wat soek jy? Ek weet, wat jaag jou hier nou? En hy sit so in 'n modderhut, en die eerste ou kom in. Hy sê, so sir, what do you do here? Hy sê, well, sir, I was preaching in my village, whole village, and a group of rebels stormed in with machetes and machine guns, and they opened fire to put fear on us, and then they came closer, they grabbed the first guy, they put him on a table, and they started short-sleeving him, sir. Cassie sê, wat is dit? Hy sê, sir, if you take a machete and you cut off the one leg and then the other, and then the arm and the arm and the leg until you only have the body, sir. He said, they did that to this guy. I said, yes. I said, that was my son, sir. I say, in the next moment, they opened fire, we ran away, and only a few of us came away. That's why I'm here. En Cassie vertel die storie, as hy met jouself op praat, sê hy net, weet, sy hart wou bars, hy het nie geweet wat op aarde, en die volgende ou kom in, hy sê, sir, I have a similar story, preaching in a village, my church, the rebels came in, machetes, machine guns,
and they grabbed a young lady, pregnant lady, they put her on a table, they took a machete, opened the womb, took out the baby and chopped the baby on a table. He says, "Sir, that was my granddaughter." En Cassie sê, hy het dit verloor. Hy's in 'n ander modderhut in en hy het vir die Here gesê, hy los nie die hut nie, hy sal nie uit hierdie hut uitgaan nie. Hy sal skree en roep en huil, wat is die antwoord wees? Hy sy lewe gegee het vir leierskapsontwikkeling. En dis hoe Afrika lyk. Wat help dit? En toe sê die Here vir hom na 'n lang trane, kyk uit by 'n venstertjie, gaatjie in die hut en hy het uitgekyk. Daar's so 'n fotootjie van ons wat ons het by 'n draad, wat klomp seuns staan en speel sokker met 'n klomp plastieksakke wat hulle 'n balletjie van gemaak het. Hy sê, Cassie, daai mannetjies wat daar staan, dis die probleem. Die probleem van die wêreld is nie armoede nie. Dis nie HIV en AIDS wat daai jare groot was nie. Dis nie korrupsie nie. Dis nie hongersnood nie. Vaderloosheid. My man het nie paas nie. En so dit was die eerste oomblikke waar hierdie tema van vaderloosheid groot geraak het in die wêreld. Hy sê toe, maar Here, wat sê U vir my? Hy is toe daar uit en hy het toe 'n program ontwikkel met die naam van Ubabalo, wat hulle paas, hulle vat sportsafrigters en hulle maak van hulle 'n pa op die sportveld. Maak 'n bal, create 'n hele kurrikulum wat hulle die kinders mee deurvat, dan help hulle kinders om pa te ervaar op die sportveld. En dis waar dit begin het, maar soos hy toe deurstap, Jonathan, wat gebeur het verder is, 'n bietjie voor dit het Cassie se vrou het 'n orphanage gehad, 'n shelter met oor die 300 kinders. Nou sy het hierdie kinders almal van die straat, almal aidswesies wat sy gaan haal het uit Kayamandi, daar in Stellenbosch, een van die townships. En sy het vir hulle versorg en kos gegee op 'n daaglikse basis en 'n dansspan gemaak. Sy het op 'n stadium met 'n span van, ek weet nie hoe groot was Kuyasakiets, oor die 100 kinders getravel van hier tot in New York en in een van die grootste teaters 'n hele produksie gaan doen in New York met 100 straatkinders. Vrou alleen, crazy vrou, maar in elk geval, sy kom toe eendag by die huis en sy sê, Cassie, ons het 'n hengse probleem. Daar's 'n meisiekind, daar. En sy bly in 'n hut. Hoeveel dogtertjies of kinders het saam met haar gebly? Hulle was 7 kinders, sy is 14. En sy kyk na 14 kinders, sy is die mamma van 7 kinders. En ek het vir hulle almal huise gekry, Cassie, hulle het nou huise, maar Cassie, hierdie een, haar naam is Abongile. Sy het nie huis nie. Sy's te oud, mense wil haar nie vat nie. Ek dink ons moet haar vat, Cassie, ons moet haar aanneem. Cassie sê, hoorie, ons het 3 kinders, hulle is almal groot, nou wil julle dit. Sê, nee, Cassie, ek dink ons moet haar aanneem. Hy sê, Jenny, jy weet, ek doen niks sonder om te bid nie. So ek gaan bid oor hierdie saak. Hy sê, maar die hartseer waarheid is, daar's nêrens in die Bybel waar jy 'n nee gaan kry vir aanneming nie. En die Here gaan nie vir jou nee sê, jy gaan heeltyd ja sê. So elke keer as hy, Cassie, wat is die antwoord? Dan sê hy, nog geen antwoord nie. Kort en lank, hy het vir Abongile aangeneem. En hier toe wil nie sy vader begin, een aand. Elke aand het sy kinders eintlik gekom, nagpa, dan kom soen hulle en druk hulle vir Cassie, nag my kinders, dan Abongile af van die straat, af van die gang gestaan. En net gesê, good night sir. Want sy is nou aangeneem, maar sy voel nie deel van die huis nie. En hy vertel die een aand, sy so in sy kamer, en almal gee hom drukkies, en die volgende oomblik hoor hy die voetjies, en hier's Abby reg langs sy bed. En sy kom, en sy buk af, en sy gee hom 'n drukkie, en sy sê, good night daddy. En hy sê op hy oomblik, toe besef hy het 2 keuses. Hy kan vanaand sê, good night Abongile, of hy kan vanaand sê, good night my daughter. En die laaste sal al die verskil maak, en hy sê toe, good night my daughter. En van daai oomblik af het hierdie vaderloosheid ding in sy huis begin leef, en toe sê die Here vir hom, skryf die kurrikulum. So 2010 toe sy kurrikulum geskryf. En ek dink daai storie is my ongelooflik mooi storie, want dit praat eintlik net van 'n krisis wat in die wêreld ontstaan het. En ek dink soveel ons oortuiging hier by Kompas gemeente is definitief, as ons hierdie ding kan regkry in ons eie gemeente en dan verder in die gemeenskap, gaan ons definitief 'n verskil beleef, sien en ervaar. Maar om dan betrokke te raak by so iets is nie net, okay, great, ek hoor van hierdie beweging en raak ek deel daarvan nie. So hoe het julle storie uitgespeel, dat julle by 'n plek uitgekom het en sê, maar okay, ek wil deel raak van hierdie. So ons gaan 'n bietjie terug en eintlik maar gesels oor julle agtergrond. So Riet, Wian, waar presies het julle storie eintlik maar begin by World Needs a Father? Julle was betrokke by River of Life, as 'n pastoral span daarso, en Riet het counselling gedoen, en Wian het daarso obviously sy spanne gelei, en hy was deel van die leadership daarso.
Hoe het julle toe by 'n plek uitgekom waar julle voel maar julle hart trek in hierdie ding? Ek moet seker maar antwoord, want die eerste jaar of tweede jaar hart het nie getrek. Ja, my Ek was pal in die my moeilikheid. hart het so rukkie gevat. Ja. Sy het altyd vir my gesê, soek jy nou wragtig nog werk. So, dis maar die dynamiek van huwelik. Maar in elk geval, so eintlik wat gebeur het, ek wou 'n familiekonferensie reël en een van die manne in die gemeente sê, hoor jy, hulle was by die Daniels konferensie by Moreletta. En daar was 'n crazy ou wat gepreek het oor familie, maar dit was iets ongelooflik. Sy naam is Cassie. Miskien moet ons hom kry vir 'n familiekonferensie. En so ek bel hom toe, ek sê Cassie, ons wil 'n konferensie doen en kan jy 'n spreker wees vir ons? Hy sê vir my, luister baie mooi. Ek is nie eens 'n lep nie, ek is nie 'n conference spreker nie, ek is nie 'n VIP nie. Jy sal my nie daar kry nie, maar kom sien my hierso in Moreletta want hy doen toe nou daai tyd op 'n stadium die Paasnaweek daar by Moreletta. Ek ry toe deur, sien hom, lekker gesprek. Hy sit sy hand so op die tafel. Hy sê Vian, ek het vir jou 'n deal. Hy sê ek sal die spreker wees op jou konferensie. Maar ek het 'n kurrikulum geskryf. As ek Augustus kan terugkom en die eerste training van my kurrikulum in julle kerk kom doen, dan het ons 'n deal. En ek was so gretig vir 'n spreker, sê ek net ja. Ek het nie geweet wat dit behels nie. Maar die kort en lank is, hier kom hy toe terug en ek sit deur daai ding vir 24 uur, 8 vol ure. En dit klap my in my hart. Ek kom hier aan by die huis, ek sê vir hoorie, ek is in 99 het die Here my gered, ek was bekeer, maar ek het vandag vir 'n tweede keer bekeer. Ek weet wat ek vir die res van my lewe moet doen. En so dis waar dit begin het. 'n oomblik, 'n God oomblik in daai. So my vraag op daai is, want ek dink dit gebeur in huwelike en ek dink ek wil nou nie verby hierdie hardloop sonder dat ons hierdie aanspreek, want ek dink hierdie is 'n ongelooflike belangrike gedeelte vir iemand wat dalk hier sit en voel my vrou is op 'n spasie waar sy voel ons is uitverkoop in Here of sy voel hierdie drukking om te werk en te leef en 'n groter doel te hê as net gaan werk toe, maak jou kinders groot en dan rinse and repeat. Weet wat het in jou hart gebeur om te begin voel, okay, hierdie is iets wat ek agterin moet klim en hierdie is iets wat my hart begin verander het. Was dit soos intentioneel, het dit net gebeur? Wel, weet jy wat, ek het groot geword in 'n huis met 'n ma wat altyd buitentoe gehelp het. So sy het 'n praktyk vandag nog en hulle was actually, ek wonder of baie mense dit weet, hulle was die mense wat River of Life gestig het. So dit was so 4 gesinne wat letterlik destyds baie by jou, hoe oud is River of Life? In die 40 jaar? Ja, het hulle die gemeente begin en daai tyd was dit baie erg vir ons, want jy was 'n sekte. So oral waar jy rondgeloop het mense gesê is in die sekte of Ons so. ken die gevoel. So, ek het eintlik gewens ek kan nie daar wees nie. So ek het groot geword in kerk. Ek het regtig waar beleef hoe dit is om ouers te hê wat jy weet die onder die druk van ministry is. En ek dink vir my was dit altyd hierdie ding, jy weet mos jy maak sulke besluite as jy jonk is, ek gaan nooit met 'n pastoor trou nie. En En jy ek het het nie. nie. Jy het Ek nie. het nie. Ek het met 'n besigheidsman getrou. En in die proses toe hy nou Wildnet se vader ook begin doen, toe was dit vir my dit het vir my baie sin gemaak, maar hy sou die hele tyd vir my vra, "Riet, wat is jou passie?" En dan dink ek, okay, skoolhou is my passie, ek is 'n gebore onderwyseres, ek kan skoolhou, ek's lief vir kinders. En ja, biologie is my passie en dan sou ek net altyd so afjaag om te sê, "Man, ek support jou. Whatever jy doen, support ek jou in. Dis my passie." Tot op 2014 toe hulle The Mother Design begin het. So ek is nou die eerste opleiding van dit toe in Oos-London en dit het totaal my hart gegryp. Want ewe skielik, nadat jy word in bediening groot, jy ken al die waarheid, jy hoor berading, jy sien al hierdie chaos om jou en ewe skielik kry ek handvatsels op die lewe. Tools in my hande om prakties te doen en dit werk. En toe's ek boots and all. Ja, maar kan ek iets hierso sê, want sy maak of dit net so Asseblief. kort storie is. Dis nie regtig die waarheid nie. Want die ding werk so, die belangrike ding in bediening of enigiets wat jy doen, jou besigheid of wat ook al, mens moet een nooit voor die ander een uithardloop. So, as altyd 'n briek in 'n hol komitee, die een briek in die een hol. Ek weet nie of dit so in julle huwelike nie. So ek is die holler, sy is die brieker, né? So ek nou heeltyd laat die briek my briek. Dan draai ek maar om en dan vra ek, sê ons hou nogal van hol ook, soos draf, né? En so vir jare dan draf ons so om en draf haar deur die casino. En doen ons nou 8 of 10 en dan sal so 2 kilometer oor is. Dan weet ek sy's nou lekker moeg
Sy het nie baie energie oor nie, so sy gaan nie hard kan beklei nie. En dan sê ek vir haar, wat droom jy? En dan weet ek, want kyk, ek sê altyd vir hom, kinders groot te maak is nie 'n roeping nie, dis 'n verantwoordelikheid. There's more. Wat droom jy? En dan begin die bekleierery en dan hardloop sy in een rigting en ek in die ander rigting. Dan kom ons op twee verskillende by die huis uit. So dit tye. So dit aangegaan. So 2014, toe sy uiteindelik in Mother Design vasloop. Toe van daai dag af draf ons sonder beklei. Baie lekker. Nee, en ek's mal oor die storie want ek dink weer eens dit gee net almal perspektief. Ek dink nie jy word net 'n dag wakker en eers skielik het jy dit uitgefigure nie. Deel van die kursus praat 'n mens van 'n purpose statement. En wat vir my lekker is van die purpose statement is jy kom eintlik jy word net gekonfronteer met die vraag en ons het al gesels, dit is amper net 'n funnel. As jy begin droom en jy begin eintlik besef die droom is eintlik net om te begin dink in 'n rigting in. Want as jy net begin dink in 'n rigting in, as jy jouself meer en meer daai vraag vra, jouself meer en meer in daai spasie sit, my oortuiging is meer in tyd jy saam met die Here spandeer, raak daai al hoe duideliker. Maar as jy nie begin dink aan, okay, maar daar is doel in lewe nie, wie sê Mother's Design sy doel gedien het, as ek dit nou so kon genoem het, want die vraag aanhoudend, wat droom jy? Wat is jou doel? Wat is dit waarvoor die Here jou geroep het? Dis amper asof die grond voorberei word, dat wanneer die dag dit opdaag, is jou hart ontvanklik. Ek hoor vandag 'n ding wat vir my so mooi is, hy sê, jy kry twee tipes mense. Jy kry mense wat reg is om te praat en mense wat reg is om te ontvang. Jy moet net seker maak dat jy reg is. En dit was vir my 'n mooi ding om te hoor. So, okay, toe raak julle nou betrokke. Ding aangebied, iets in julle hart het begin ervaar, okay, hierdie is iets wat ek wil doen. So hoe presies lyk die stappe van daar af vir julle om te sê, okay, ek meen, daai tyd was julle by River of Life gewees, nou voel dit vir julle, okay, hierdie is iets waarna ek my tyd wil gee, daai tension vir my is nogals iets wat ek baie keer mee sukkel, en ek dink baie mense wat hierso sit, ek meen, vir my is dit 'n bietjie makliker, en ek werk mos vir die kerk, so dis maklik om vir die Here goed te doen, want ek doen dit nou mos elke dag. Maar, die realiteit is, daar's sekere goed waartoe die Here jou trek. En daar's baie mense wat dit sal sien as, okay, ek het my werk, en ek het my lewe. Hoe presies kry mense dit reg om te sê, maar okay, joh, ek wil bietjie meer my tyd gee of my energie gee aan roeping, en hoe presies lyk dat, want ek dink daar's hierdie miskonsepsie dat roeping is iets wat jy by 'n kerk uitleef, of op 'n platform reg kry. Hoe presies voel julle oor daai? So ek dink, die belangrikste, dis maar wat ons nou geervaar het, en dis miskien van julle wat beter stories kan vertel, maar ons het nou net hier om ons storie te vertel. Ja. Kyk, prioriteite is nogal 'n belangrike ding. En jy moet iewers in jou hart vind, wat is prioriteite? En as jy 'n trek voel na iets, dan moet daai tog iewers op 'n prioriteitslys lê in jou lewe. Maar nou om vir daai vryheid te gee om te begin beweeg, vind ek, dat daar's net een manier, hoe jy al hoe meer tyd vir dit sal hê, is as jy die belangrikste dinge in jou lewe, al die regte tyd gee, en die dringende dinge net op hulle plek hou, dan maak die Here seker dat alles so shuffle, dat jy uiteindelik vir die ander baie belangrike ding wat hy tog in jou hart gesit het, tyd het. So, argumente onthaalwe, dat ek net vir julle iets op die tafel sit. Roeping kan nooit jou wegtrek in terme van tyd en energie van jou verhouding met die Here nie. Dan is jy in die moeilikheid. So die eerste ding is, as daar spasie is in my dag om vir die Here met my hele wese lief te hê. As ek nog die energie het, as ek weet ek moet 5:30 op 'n plek wees, of ons vertrek op 'n vlug, 4:00 die oggend of wat ook al, maar dan staan ek 'n uur vroeër op, of sy is op, ons het elke dag nog die energie om op te staan en sê, hierdie is my en Jesus se tyd. Dan is ek klaar in die regte rigting. En dan die tweede ding is, as ek met eerbaarheid kan sê, ek maak haar die tweede belangrikste ding in my lewe, in alles wat ons doen. In al ons besluitneminge, in al ons drome, in ons tydbestuur, in hoe ons beplan, en wat op die tafel is. Elke liewe ding is hy my beste, belangrikste, en dan my kinders ly nie skade nie, en dan werk ek kliphard in 'n kerk kliphard, en dan het ek 'n purpose, en dan vra ek vir die Here, waar pas dit in? En ek het gevind, hoe meer ek en sy inleen in daai prioriteite, hoe meer tyd het ons het gehad. En dan lag ek partykeer, want mense sê, ek is so besig, en ek kan nie dit nie, en vra ek een vraag. Die laaste 7 dae sê vir my, hoe was jou tyd met Jesus? Nee, maar, nee, wys my jou dagboek. Waar is jou afsprake wat jy uitgeboek het, dat niemand jou kan pla nie? Hoe was jou tyd met Jesus? Dan kan hulle niks sê nie. Sê ek, jy sal nooit tyd hê vir die res, as jy nie tyd het vir Jesus nie.
Want hoe besigger jy lyk, hoe minder het jy om te doen en hoe meer kan jy ander goed doen as jy die regte goed eers doen. Nee, is dit waar? 100% waar. Ek dink dit is een ding wat ek altyd vir al die dames waarmee ek werk sê, wat vir my so belangrik is, daar's 'n orde, God se orde. Dis God, my man, my kinders, dan die kerk, dan die werk, dan die volontering, die skool, al die res. En as jy nie daai orde kan regtig, jy weet, intentioneel volg nie, dan is jy eintlik in die moeilikheid nog voor jy begin. Nee, en ek hou van daai want daar's so 'n boek wat ek besig is om te lees wat so counterintuitive is. Dit is so toe ek dit lees, toe sê ek soos nee, hierdie klink vir my soos 'n kom ek word leiboek. So die boek se naam is The Ruthless Elimination of Hurry van John Mark Comer en sy mentor is John Ortberg wat Soul Keeping geskryf en sy mentor is Dallas Willard. En hulle praat en ek onthou John Ortberg het die gesprek gehad met Dallas Willard waar hy vir hom sê wat is die een ding wat ek moet weet om uit te kom by my roeping? Toe sê hy don't hurry. Eliminate hurry. Toe dink ek nee, dit klink soos 'n lei. Moenie haastig wees nie. En hy kleer net hierdie prentjie en ek dink dis presies wat hy oorkommunikeer in die boek en dis wat julle vir my so mooi noem. Is wanneer jy tyd saam met die Here spandeer wat jou eerste prioriteit is en ons het laasweek nogal snaaks genoeg gesels oor balans en prioriteite. Wanneer mens daarin jou prioriteit maak, dan is dit amper asof die Here dit vir jou meer duidelik maak dat dit wat jy dink prioriteit moet wees, of dit nou is om seker te maak daar's 'n sekere hoeveelheid geld wat inkom of hierdie klere moet gedra word of daai sosiale media kant bestuur word of hierdie gesprek of hierdie kuier of hierdie is prioriteit, begin jy meer en meer besef wanneer jy tyd saam met die Here spandeer. Jy weet die tyd is solid in hom, begin jy besef maar hierdie is nie prioriteit nie. Hierdie is nie wat my gees gaan volmaak nie. Hierdie is nie wat my gaan uitbring by die plek waarvoor die Here my geroep het nie. Maar daar's hierdie tension. En dis wat ek love van wat God amper altyd 'n mens na toe uitnooi wanneer jy geroep word vir roeping. Is daar's hierdie tension van ek is onseker. En is amper asof dit vir my voel is jy het altyd geloof nodig om in roeping in te gaan. Ek weet nie van enigiemand wat in roeping ingaan het wat nie 'n stap van geloof gevat het nie. En daar is vir my waar die verskil in lê wanneer ons praat van 'n krisis in die wêreld. 'n Krisis in die wêreld gaan nie opgelos word met 'n great speech, 'n goeie preek, 'n kerkprogram, 'n skool wat iets aanbied, die hoof wat vir jou dalk iets sê. Dit gaan nooit verander nie. Wat gaan verander is as ek en jy begin iets doen. Maar vir ons om iets te doen is om te besef dat die Here ons elkeen geroep het en ons in daai plek wil bestuur. Hoe hanteer julle geloofstappe? Want ek dink dis nogals 'n belangrike ding, want dis iets wat julle moes gevat het en ek dink die geloofstap om oor te gaan en te sê maar okay, hierdie is wat die Here my voor geroep het en weer eens primêre identiteit, gaan en maak disippels, maar dis amper asof die Here ons elkeen gefine-tune het. Ons hierdie ek raak passievol oor hierdie sekere onderwerp en hierdie is iets waarvan ek baie hou. Wat is daai geloofstap? En hoe presies proses julle dit? Is dit soos bid saam, gesels met mense? Hoe lyk daai proses vir julle? Nee, is reg, ons is gelukkig baie daardeur so. Daar's nie 'n maklike manier nie, dis die ding. Ja. En ek dink die eerste belangrike ding is don't overplay your hand. Want die een ding wat die Here gebruik om Kairos en Kronos tyd op te lyn. Daai perfekte sweet spot as hierdie kalender van ons in die hemelse tyd gelyk is tyd en geduld. En jy weet, partykeer dan voel dit vir jou, jy word getrek soos 'n toffie. En die wens dit wil nou net gaan. Maar hou dit net aan en in die oomblik is daar daai vrymaak kom en dan gaan jy, dan vind jy, hoorie maar, soos in ritme, die tyd is reg. So dit voel vir my, daai amper half prolonging van prosesse is die ding wat jy wil hê. Nou, wat vir ons goed werk altyd, en 'n wyse ou het my so geleer, is eintlik 4 stappe. So hierdie is nou nie vir, moet ek peanut butter en checkers koop, tipe besluite nie. Dit is nou groot besluite, wat regtig, Coke of Pepsi, nie nee, nie daai nie. Nie Stormers of Bulls nie. Nie daai nie. Niks van daai nie. Groot besluite wat jy gaan links of regs draai, jy gaan mense saamvat, jy gaan 'n gesin saamvat, dit kan alles verander. Groot goed. Paar besluite. So ek gaan dit nie in 'n hiërargie van belangrikheid sê nie, want ek wil eintlik die belangrikste kan ek nou eers sê, maar gaan vir jou laaste noem. So die eerste ding, jy bring dit wat jy voel, daai geloofstap, het jy nodig om te bring voor die Here, voor jou spouse, jou vrou of jou man, saam,
En dan moet ons saam op 'n punt kom waar ons sê, ons het regtig neutrale, saam innerlike vrede. So nie baie, want ons wil dit graag doen en dan maak asof ons vrede het nie. Ons voel, daar's geen swartheid hier binne nie. Is daar 'n bietjie twyfel verseker, as ons bang, ja, maar ons het vrede. Daai is die eerste stap. Want terloops in huwelik, ek weet nou nie hoe dit vir julle werk, as die uiteraard mense wat baie lank al getroud is, maar vir ons die grootste les was, ons kan nooit ooit iets doen as albei nie vrede het nie. So as ons 'n nee en 'n ja het, dan is dit 'n nee. En dan sit ons dit, haal ons die ding van die tafel af, ons bring hom oor 'n maand of 2 terug. As dit ja is, dan het ons vrede. En dan is dit gewoonlik die Here se tyd. So daai innerlike vrede, die eerste ding. Die tweede ding is, ons vat dit na ons wise counsel toe. So, nou hier is die ander dilemma. Ons glo nie enige mens op aarde het die vermoë om te lewe sonder 'n mentor nie. Want as jy groot besluite kom en jy moet alleen die besluit maak, is jy alleen. Maar as jy tyd spandeer met mentore en jy oopmaak vir mense, dan bring jy nou daai oomblikke na hierdie groepe mense toe. En dan kry jy feedback, real-time feedback van wat hulle sê, en dan kan jy interpreteer en voel, jy die vrede, hoor, en al hierdie kante bring jy op 'n plek. So wat sê die wise counsel is so belangrik. Nommer 3, so jy het vrede, jy het counsel, wat is die derde een? Kan hierdie besluit eintlik prakties werk? Nou ek sê nie alles is reg en daar gaan jy 'n dik paycheck en dis nie wat ons sê nie. Ons sê met geloof is dit doable. Kan hierdie onmoontlike moontlik raak? Is daar 'n praktiese werkbare plan moontlik? Want party ouens, omdat dit nou iets is wat jy vir die koninkryk gaan doen, dink jy kan sommer agteroor spring hier van die States af en jy gaan nie seer val nie. Dis tipies wat ouens doen. Hulle spring hier op 'n vliegtuig en hulle vlieg die land uit en dan krepeer hulle na 3 maande en dan sê die Here se skuld. So daar is tyd wat jy moet spandeer om te dink, is dit prakties. Maar nommer 4 is eintlik nommer 1. Dis die een wat die Here nou, dis nou, kyk, ons is nou die hollers en hy is nou by die briek, né? Ja. Briek en hol komitee. Is, jy moet 'n woord hê by die Here. Punt. En dit is nie so maklik nie, maar net hy kan vir jou gee. En partykeer dink jy, maar is nou. Maar as jy nie die woord gekry het, is dit nie nou nie. Dan is dit iets wat hy begin waarmaak in jou gees, maar is nie vir nou nie. Hy gaan hom groei, hy gaan hom waarmaak, hy gaan hom oplei, hy gaan vir jou netwerke bou. En dan eendag stap jy deur en dink, hier's dit. Maar dan het hy gespreek op die regte tyd. So die woord van die Here kan eerste kom, as dit regtig dit is, en dan gaan die res ook kom. Maar dikwels het ek agterkom, jy voel al iets, hy deponeer dit, en jy is nie seker nie, dit klink, wow, en dan doen jy al die goeders, en dan bid jy, en jy smeek, en jy bid, en jy smeek, na eendag. En 'n woord kan nou, so julle weet hoe dit, as ek dit sê, dit is, jy weet dat jy weet, die Here het gepraat, en dit kan op so 'n veel maniere kry. Kan ek gou 1 minuut vat om te sê hoe het ons woord gekom? Asseblief. Vir Walt se vader, ons moes op 'n punt, nou, is ons is in China die jaar, en goed loop 'n bietjie skeef. Hulle begin ons rondskuif so van die plek waar ons stry na hotel, en ons begin ongemaklik voel, hoekom skuif ons so rond, iets voel nie lekker nie, en toe het ons 'n leierskapsding wat ons doen, ver weg uit die stad uit, in 'n basement, ondergrondse tipiese kerk, onderin, en die volgende oomblik, toe begin die mense kriebelrig raak, nadat sy hulle ervaring gehad het van dinge gaan nou suid. Ja. Kort en lank is die polisie het opgedaag, ons mag hier daar wees, dit is chaos, ons hardloop, polisie hardloop, ek en sy is gesplit, ons span is gesplit, dit is absolute chaos. Die eienaar van die gebou is gelukkig daar, hulle is bo uit, polisie op die middelvlak, ons is by die fire escape uit, 'n vrou waai, sit ons in 'n sekos restaurant, steek ons in die agterkant vir hoeg weg, maar dit is 'n chaosdag. Ons kom toe vry en ons is weg, en ons ry. taxi het weggery met ons. Ons taxi het so Met ons geskrik, hy ry sommer met bagasie. al ons bagasie weg. Daar, alles is net chaos. Want wat hulle met ons sal doen, hulle gaan ons hoogstens sommige lughawe toe vat en sê, nou moet julle terugvlieg, kom nooit weer terug nie. Maar daai arme ouens wat ons gehou het vir hulle sosiale nommer. So hulle kan nie 'n kind in die skool sit, jy kan nie 'n kar hê nie, kan nie medies hê nie. En in daai selfde trip, die vrou wat vir haar vertaal het, haar tolk, het ons kampioen geraak in daai land vir Mother Design, en sy is net daarna tronk gesit, sy is nog steeds in die tronk, verhoorafwagtend, lyk of dit 8 jaar gaan wees. Ons het in daai training vir haar gebid vir kind, sy kon nie kinders kry nie, sy het Sy het nou agterna 2, kinders, tweeetjies gekry, nou sy in die tronk. So dis wil daar, maar nietemin nou ry ons met die taxi daai dag, nog ons die aand uitvlieg,
Nou gaan ons na die Great Wall of China toe, ons wil hom nou gaan opklim, net om bietjie stress release. En op pad soontoe draai Cassie om en hy sê, hy het net 'n manier om 'n ding te sê, hy sê, Wian, as die bus my vandag getrap het, wie het hierdie besigheid oorgevat? Nie besigheid, hierdie beweging. Ek weet nie, want toe is ons nou saam, ons trein en so. Ja, en ek is net saam want hy het gesê kom saam. Daar was nooit van julle gaan hierdie ding moet doen nie, jy weet. Ek tog, ja, ons gaan lekker. Ek is nou al klaar getraumatiseer van hierdie ervaring. Ek kan nie wag om by die huis te kom om vir hom te sê nooit weer nie. Maar nie, hy draai toe om in die taxi, hy sê, want Red lê in slaap, almal, ons is moeg, en hy sê, maak haar wakker, maak sy vrou wakker, en hy sê toe, dis in 2017, sê hy ervaar die Here vra vir hom om vir ons te vra, dat as dit nie meer sy deel is nie, sal ons die beweging by hom oorvat. Nou ja, dis waar die vraag gekom is, een van daai vrae, ek is voltyds by 'n gemeente, dis eintlik maar my hele salaris kry ek by die gemeente, nou vra hierdie ou my 'n ding, wat ek weet gaan ure by my vat, die uiteinde van hierdie ek was voltyds by 'n gemeente, maar tot 88 dae 'n jaar in die buiteland, terwyl hulle my moet betaal. Nou, jy kan self vir jouself dink, Jonathan, dit is 'n amper half 'n onmoontlikheid wat begin, was 'n moeilike ding waarvoor ons moet ja sê, so ons kom toe terug en ek sê, goed, ek het net een manier wat ek weet, kan jou nie antwoord nie, gaan kerkraad toe, gaan na my Wise Council toe, ek en sy bid, ons kry vrede, kan dit prakties, ja, ons kan 'n plan uitdink, Wise Council sê, maar hulle voel tog iets, woord van die Here kom nie, woord van die Here kom nie, woord van die Here kom nie, 3 maande gaan verby, ons besluit, as die woord nie kom teen Vrydag nie, dan is dit nie vir nou nie. Dan het hy ook nie reg gehoor nie, en dan los ons dit net so vir 'n rukkie. Ons het daai aand, die donderdag aand 'n leierskapsding, sommer met die leiers, en ons het 'n ou wat op daai stadium al baie inspraak in ons gemeente gelei het, van Amerika af, Dwayne White, gelooflike vriend van ons. Maar ek ken niemand se storie, hy's net altyd daar en doen hy leierskapsontwikkeling, maar hy's profeties baie sterk. Hy sal jou help met strategie en so aan, en hy sal raakvat. En die aand is hulle daar, hy en 'n span van hom, en hulle sê, maar hulle wil net bietjie vry sê, en hy het 'n paar profetiese woorde vir 'n paar mense, nou ons is nou glad nie die tipe wat, profeet, gaan, dis glad nie wie ons is nie, maar die ou sê, en dan ken jy die mense, en jy weet, die Here praat nou daar waar hulle regtig moes hoor, so nou begin ons opgewonde raak, né? Want ons wag vir antwoord, nou begin hierdie ou so praat, en nou dink ek en sy, hierdie ou gaan vanaand vir ons sê, ja of nee. Hy bedien die hele leierskapspan en hy los ons uit en ek en sy kyk en dis nou sad. Waar het die Here ons nou vergeet? En net so voor almal verdaag sê sy intern vir hom, Dwayne, I think I have a word, can I please release it? Hy sê, please, wat is haar naam? Rachel, please. En daai vrou stap so in die middel van alles af, ek en sy sit so op die bank, ons sit nog so in ons handjies om vashou. Sy kom so op ons afgestap, sy kyk ons, sy vat ons hande. Sy sê, God says, say yes. Toe skrik ek nou. Die enigste mense wat weet ons het daai vraag is een of twee ouens van die leierskap. Ek sien hulle almal oë skiet net so groot. Want en so dis hoe ons doen nou. Maar dis hoe ons dit hanteer. Ja, want ek meen op daai stadium moet jy ook onthou, my kinders is nog baie jonk. Dis 'n hele klompie jaar terug. Zeske was, hoe oud was Zeske toe ons dit begin doen het? Ja, sy was 7 jaar oud. Nou moet jy in die buiteland werk meerderheid van jou tyd. So dadelik 'n ma se kop is, hoe gaan ek hierdie doen met sulke klein kindertjies? So baie keer maak goed ook nie vir jou regtig fisies sin nie. Jy weet, dis ook 'n tension. Ja. Jy weet, want nou dink jy aan, hoe gaan ek hierdie bestuur? En ek dink aan die ander kant ook, jy mag dalk in 'n seisoen wees nou, waar jy voel, ek wil so graag dit nou doen. Ek wil so graag betrokke raak by hierdie, ek wil so graag hierdie geleentheid vat, en dis ook net amper asof een van daai 4 stappe nie in plek is nie. En dis amper asof dit net geduld vat in hierdie seisoen. En ek dink in die seisoen van geduld is dit so belangrik om nog steeds naby die Here te bly. Want in 'n seisoen waar jy bietjie geduldig moet wees, is dit baie maklik om dan te sê, ja, dit is net nooit bedoel om te wees nie. Die Here gaan dit nie moontlik maak nie, so ek gaan net nie eens meer tyd saam met hom spandeer nie. Of die lewe is net so moeilik, ek weet nie of ek daar moet uitkom nie. En ek dink dis een van die uitdagings wat ons definitief van harte moet neem, dat God weet wat hy doen. Is hy so getrou in sy proses en dit wat hy doen, dat as daai ding moontlik gemaak moet word, sal hy dit moontlik maak. En as dit nie nou moontlik is nie,
om daai vertroue te hê dat God weet wat hy doen en hy sal hierdie ding release of hy sal hierdie ding laat gebeur in sy tyd. Maar hoe presies kry julle dit reg om daai geloof te hou? Want ek dink weer eens dit kom eintlik uit daai beginsels uit. Maar is daar 'n spesifieke ding wat jy jouself moet herinner elke dag, journal, bid? Is daar mense wat julle dalk vertel, hierdie is my droom en dan herinner hulle jou daaraan of wat presies is daai proses? Want hierdie is 'n geval wat ek dink baie ek het al baie gesprekke met soveel mense. Ek kyk so na die gesigte waar sê Jonathan ek wil en ek voel ek moet, maar dit is net nie moontlik nie. En dan verloor hulle half daai moed en sê maar ja, ek weet nie. Wat presies is dit vir julle? Wel, weet jy wat, al die jare se beradingsdepartement wat ek gehardloop het een ding vir my baie uitgestaan. Daar was so een vraagie op my forum altyd wat gesê het, wat is jou begeerte, wat wil jy uitleef in jou lewe, wat se doel wil jy bereik? Daar was nie een mens in al die duisende forums wat nie gesê het, ek wil 'n verskil vir die Here maak nie. Nou dis nie 'n religious ding of so nie, dit was soos buite random mense wat altyd net voel, maar ek wil iets vir die Here doen. So ek het regtig tot die konklusie gekom dat ons is geskape met die asem van die Here binne in ons. So jy gaan outomaties voel, ek wil 'n verskil maak. Hoe dit ook al sê, almal van ons wil 'n verskil maak. En selfs as ons kyk na die grootste regrets wat mense het voor hulle doodgaan, een van dit is, ek het nooit 'n verskil gemaak in die lewe nie. So ek dink daai begeerte gaan letterlik altyd daar wees. Die vraag is, hoe hanteer jy dit? En ek dink vir een van my waardevolste lesse met my mentor was, my darling, shelf dit. Sy het altyd net vir my gesê, sit dit in 'n boekrak en wag. En partykeer is die wag vir ons moeilik, maar is in daai wagtydperk wat ons regtig groei. So vir ons 2017, dit was nou ek dink Augustus toe hierdie ding gebeur het en ons het vir die eerste keer regtig half in oorname gegaan van die beweging aan einde November 2022. So as jy nou mooi kyk, is dit 'n vol 5 jaar van eintlik baie klein tree. Baie wag en as jy terugkyk en dan kan ek sien hoe die Here net amazing was. Maar intussen dan stap jy met die Here en sê, maar Here, wanneer nou, hoe nou? En ek het altyd net dieselfde woorde gehoor en dit voel vir my as ek met mense praat is dit eintlik as jy ore oopmaak. En daai wagtydperk, wat kan ek nou doen? Het die Here altyd vir my die woorde gegee wat hy vir Moses gegee het. Use what is in your hand. Oor en oor. Dan voel dit vir my, maar volgende dan sê die Here vir my, gebruik wat in jou hand is, gebruik wat in jou hand is, want hier is die ding, ek voel hierdie ding in my, jy mag dalk iets dra wat jy weet moet tot 'n verwesenliking kom, maar jy kan nie die vol prentjie nou sien nie, jy kan nie daarin instap nie, dit is nie seisoen met jou kinders nie, dit is nie seisoen by die werkie, dit is nie, maar wat het jy nou, wat jy ten minste al is dit 5% in daai rigting kan begin doen, elke dag konsekwent, en die Here vertrou om iets daarmee te vrug. Iemand het eendag vir my gesê, lank terug toe ek net droom, ek wil in voltydse bediening kom, sê hulle, so weet jy wat moet jy doen, begin lewe soos asof jy al klaar pastoor is. En wat beteken dit? Sê nee, dis al wat ek vir jou kan sê, wat ek eintlik gehoor het is, gebruik wat in jou hand is nou. Want Jonathan, in elke een van ons se dag tot dag lewe, is daar iets wat jy kan doen. Dat is elke dag, as jy opstaan en sê, Here, gebruik my vandag net soos ek is. Jy weet wat ek dra in my hart, en mag vandag in daai rigting beweeg, maar gebruik my net, dan sal 'n klein gesprekkie, ietsie diensbaars, ietsie wat jy kan sê of hoor, en dan vanaand gaan slaap jy en dink jy, wow, ek is 'n bietjie nader. Ja. Ek hou van daai, en daai is baie prakties, daai is 'n tool wat ek dink elkeen van ons kan vat. Nou van daai 4 stappe, dink ek, om te wag dat die Here praat, en weer eens, ek dink wanneer ons verwys na 'n woord van die Here, daar is nie 'n resep nie, dis nie iemand gaan na jou toe loop en vir jou sê, die Here sê ja nie, dis nie ook noodwendig altyd, okay, ek sit en ek hoor 'n stem, of ek hoor iets in my hart oortuig my nie. Partykeer is dit, die Here is so kreatief. Dit kan wees in 'n stilte tydsessie wat jy het, dit kan wees in 'n gesprek wat jy met iemand gehad het, dit kan letterlik enigiets wees. Die vraag is jy reg om dit te ontvang? Want die Here kan praat en baie keer dan luister ons net nie. So ek dink dis die eerste ding, is wanneer die Here sy woord vir jou gee, is dit amper asof jy moet regtig attent wees, jy moet oop wees, jy moet reg wees, jou hart moet op die regte plek wees, dat wanneer die Here sy skuif, dan skuif jy. Een wat my nogals baie interesseer, en ek sien myself as een van die gelukkigste
ouens ooit, is mentorskap. Ek is bevoorreg om regtig vir my van die ongelooflikste mentors te hê. Ek het Morney is seker maar my eerste mentor wat ek gehad het en toe ek my hart vir die Here gee, was hy die pastor wat my gelei het en hy het half die ding wakker begin maak rondom voltydse bediening. En hy is seker een van die kreatiefste mense wat ek ken. Hy is ongelooflik kreatief. Hy is vir my geniaal as dit kom by kreatiwiteit. So mense het so 'n bietjie inspraak van daai kant af en ek meen Marius is vir my een van die beste kerkplanters wat ek ken. Soos die manier hoe hy beweging kan dryf is ongelooflik. Wat hier staan, ons het al baie die gesprek gehad, is weet nie van jy ken al baie leiers, weet nie van baie mense wat dit al reg gekry het om so ding te dryf. En glo vir my, as daar 'n ding gedryf word en daar word energie gesit, daar inspireer en sy inspraak daar is ongelooflik. Kerkbestuur, kerkleierskap is ongelooflik van die hoogste gehalte. En dan natuurlik, ek dink ons verhouding is, ons het baie dieselfde similarities rondom ons passies en daar waarvan ons hou. So dit voel vir my dis meer 'n mens tot mens mentoring wat ek baie waardeer. Maar my vraag dalk is, ek weet toe ek vir die eerste keer hoor, toe Morney was 'n mentor, maar dit was nie vir my, okay, dis my mentor, en was my meer ou wat so nou en dan, ek sit en ek praat so, nou dit intentioneel geraak waar ek na hom toe gaan, en ek sê vir hom, hey Mora, luister hierso, ek sit met hierdie groot besluit, asseblief bid saam met my, dit was nooit dit nie, totdat ons die kursus gedoen het, en hulle gepraat het oor mentorskap, maar dit is 'n baie intimiderende ding, om nou te hoor, ek meen, julle glo, jy kan nie leef sonder een nie, dit is 'n baie intimiderende ding om te hoor, as jy nou hierso sit, dan sê jy soos, waar kry ek 'n mentor? Hoe lyk daai proses? Want ek dink dis iets wat ons gaan behandel in Dad's Talk, maar vir elke persoon wat hier sit, ek wil genuine hê, dis ten minste iets wat jy aan moet dink vanaand. En iets wat jy in jou hart moet wakker maak, om te sê, maar hierdie is iets wat ek genuine aan, so eintlik wat ek vra, hoekom glo julle so vas, dat dit iets is waarmee 'n mens moet leef? En waar begin 'n mens? Want ek dink van ons het al iemand, van ons dink al aan iemand, van ons kan iemand identifiseer, maar is van ons wat, ons het geen idee nie. Daar's nie 'n begin nie, daar's nie 'n idee nie. Dalk is die begin net om te begin dink. Ek weet nie, wat sal jy sê? Of wat sal jy sê, Riet? Wel, ek kan nou vir jou 'n ander angle op dit gee. As jy 'n tiener het, 'n laat tiener, en jy's 'n bietjie vreesagtig oor wat jou tiener gaan aanvang. Want ons het nie altyd beheer nie, want hulle maak nog so hulle eie besluite en hulle gaan nou voort. En jy wonder hoe gaan jy dit bestuur? Want die realiteit is, die stem van pelle is nou die primêre ontwikkelingsstem in 'n tiener se lewe. As jy pa en ma se stem is mos nou stil. As ek vir jou sê, daar's eintlik net een manier wat jy stem in jou kind se lewe kan hê in daai seisoen, en dit is as jou kind 'n mentor het, dan dink ek jy sal begin dink, dit is miskien 'n moontlikheid. Maar nou hier is die ding, gaan jou kind ooit die behoefte hê om 'n mentor te hê, as jou kind nie sien hoe lyk dit as pa en ma saam met mentors lewe nie. So my grootste eerste motivering was, om regtig hierdie ongemaklike pad te vat, om my lewe oop te maak met ander mense, en die risiko te vat van, weet, eina waarhede, om net daar op die tafel te sit, en wonder wat gaan hulle met dit maak, was my kinders. Om te dink, as hulle genoeg uit my en haar lewens sien, dat ons uitverkoop is om te sê, dan moet ten minste 1 of 2 mense in ons lewens wees wat vir ons kan nee sê. Want as ek nie horisontaal kan uitoefen, as my mentor vir my sê nee nie, sê ek nou vir jou, as jy in die donker sit en niemand kyk vir jou nie, gaan jy nie luister as die Here vir jou nee sê nie. Dis hoekom hoeveel pastore in pornografie verval. Dis hoekom hoeveel mans in adultersverhoudings is en vrouens. Dis hoekom hoeveel tieners 'n klomp snaakse goed aanval as niemand kyk nie. Want die oomblik as hulle alleen is die stem van die Here daar, maar hulle luister nie want hulle is nie ingeoefen nie. Maar as ek op 'n natuurlike vlak myself inoefen om te luister en sê, ek maak nie besluit voor ek nie hoor nie. Dis ons motivering gewees, jongen. Is daar? Nee, en ek dink, dis 100% waar wat jy sê, want ek dink, dis die een ding wat, ek dink omdat dit 'n besluit van jongs al was, dat ek onintentioneel iemand gehad het om na te luister, was dit bietjie makliker, maar dan kom daar moeilike goeders. Ek onthou, daar was 'n spesifieke geval, en dis nou snaaks, want dit was jy en Marius, ek het hierdie geval gehad waar, julle, dit het nou baie lekker geklink, ek was genooi vir 'n matriek, nie vir 'n net girls bootreis, waar ek net saam met girls gaan, ek en 2 ander ouens, en daar's duisende vrouens, en dit klink, dis 'n great idee, want ek gaan, my werk is om tyd te spandeer saam met Greta en Lenet Beer, en die
Bobby van Jars, ek weet nou nie, dit sou nou snaaks is, maar 'n klomp celebrities en ek sou nou tyd saam met hulle spandeer het en eintlik maar hulle chauffeur, seker maak hulle is reg, na hulle kyk en vir my was dit soos okay, dis 'n great geleentheid want ek het 'n paar jaar terug die matriekbootreis gedoen en ek onthou ons het die gesprek gehad en jy was soos nee. En ek is soos ag, Marius sal verstaan. Gaan na Marius toe en ek sê yes Marius. Hy sê nee. Ek is soos hierdie mense het klaar vir my kaartjies betaal, hulle het my vlugte betaal, alles is reg, my ID, my paspoort, alles is ingedien. En dit was een van die ongemaklikste oomblikke in my lewe om te sê ek's jammer. My mentors het gesê en dis 'n vreemde taal vir party mense want my mentors, ek sê luister hierso, ek het 'n gesprek gehad, ek het weer aangesels met Marius selfs en hulle sê nee. So moet ek goed betaal, moet ek soos 'n refund gee en snaaks genoeg behalwe vir die feit dat dit nie 'n goeie idee is vir 'n pastoor om 'n bootreis te gaan sy vrou en sy kinders alleen by die huis te los nie. Nou dat ek dit sê hardop, klink dit verskriklik sleg. Behalwe vir dit, die grootste deurbraak wat ek in my huwelik al beleef het, was as gevolg van dit. Is as gevolg van dit. Just checking. Want ek dink dis daar waar ons iets beleef het van wat die Here eintlik praat van eenheid. En daar het ek besef, dis hoekom dit nodig is. En die storie is nie om te sê, okay, dis om te sê hoe moeilik dit is. Dis nie eenvoudig of maklik nie. Maar waarop ek jou wil aanspoor en net sê asseblief, dink daaraan. Begin dit oorweeg, begin dink aan iemand, identifiseer iemand, en hierdie persoon hoef nie perfek te wees nie, hierdie persoon hoef nie enige flaws te hê nie, maar hierdie persoon moet iemand wees wat naby aan die Here is, selfde geslag, wat in 'n volgende lewensfase is, wat vir jou inspraak kan gee, wat al deur iets is en vir jou kan sê, dis hoekom en dis hoekom nie. En glo jy vir my, vir iemand wat hierso sit vanaand, 9 uit die 10 keer, dink ek, dis nie wat ek wou hoor nie. Dis nie die raad wat ek wou vat nie, dis nie die ding wat ek wou gehoor het nie, ek wil nie na hierdie luister nie, maar ek sê vir jou, dit het al soveel pyn, soveel lyding, en soveel vreugde gebring, dat ek nie anders kan nou in my lewe, dat ek dink, dis nie moontlik vir ons om dit nie te hê nie. So, die ding wat ek eintlik op wil land, en ons gaan eindig met hierdie, is hoe presies begin hierdie, hoe kan ek sê, ek soek 'n mentor, of as ek nie op 'n plek is waar ek kan nog eens iemand identifiseer nie. Julle was bevoorreg, dink ek, waar julle dalk 'n kassie kon begin identifiseer, of iemand draak kon sien, maar vir nie almal is dit moontlik nie. Wat sal jy sê, is 'n beginpunt vir baie van ons vanaand? Ek dink die eerste begin is, weet van jongs af het ek hierdie storie van Dawid en Saul gelees. Dikwels. En dan dink ek, hoe is dit moontlik, dat hierdie ou wat gesalf is as koning, en nog nie koning is nie, letterlik hierdie gestalte kan hê, hierdie postuur kan hê, dat 'n ou wil hom doodmaak, hy kom om hom dood te maak, en dan het hy die kans om hom regtig terug dood te maak, om hom eers die shot in te kry, en dan tree hy terug en sê, jy bly die koning, God het jou aangestel, ek sal submit, totdat God besluit sal ek submit. Dit was vir my net een van die mooiste goed, en ek het altyd vir die Here gesê, Here, ek sien, dis hoekom hy sê, Dawid is 'n man na die hart. Dawid weet hoe om onder 'n aardse ou te submit, al is die aardse ou verkeerd, totdat u besluit, dis nie meer tyd nie. Leer my dit. En die oomblik, toe ek hierdie blootstelling kry van 'n moontlikheid van mentoring, toe weet ek, dis wat die Here sê, hy wil my leer hoe dit werk. En so, eerstens moet daar begeerte wees, want hier is die waarheid. As jy nie so iets het nie, dan beteken dit, jou besluitneming stop by jou. Wat beteken, jy sê eintlik indirek, jy's alwetend. Dis die waarheid. Jy raak, ek wil dit sag en respek sê, daar's 'n gevaar dat jy God vir jouself raak, want jy die antwoorde vir jou gesin. En dit voel vir my, 'n man wat sy gesin lei en 'n mentor het, is 'n gevaar vir sy gesin. 'n man wat 'n kerk lei, sonder 'n mentor, is gevaar vir sy kerk. Daar is een van die kerkleiers wat nou geval het in die laaste 5 jaar, wat mentors het. Hulle het rade, maar hulle beheer die rade. En so daai is net iets, so hier is die begin, 'n begeerte, diep begeerte om te sê,
ek is soek 'n Dawid hart, help my Here, want nou het ek so geleer, ek mis liewer 'n geleentheid, deur om te submit, en ek het die Here se seën op dit, as wat ek 'n geleentheid uit my eie kop uit volg, en dit is dalk reg, maar die Here se seën is nie daarop nie, want dit is nie sy model nie. So die begeerte om God se manier te soek, dis die eerste ding. Tweede ding, jy begin daaroor bid. As man en vrou sê, Here, dis wat ons hart is, wys ons. En dan gaan jy begin gesiggie sien, en dan besef jy net, luister, 'n mentor is nie 'n perfekte persoon nie. Inteendeel, 'n mentor is 'n godvreesende man of vrou, wat 'n great huwelik het lief is vir mekaar, jy kan sien die kinders stap op pad, hulle is okay, maar iemand wat foute maak, en hulle foute kan regmaak. Want jy leer uit die foute en die foute wat reggemaak het. So jy sê ek soek 'n mentor, jy soek nie 'n perfekte persoon nie. Jy maak jou oop en gereed om te besef as 'n mens, 'n mens kan jou ook te nakom. Maar dis okay, want deur die seisoene gaan ons leer, dis die beginpunt. En ek dink een van die modelle wat julle baie volg is, julle koppel 'n tyd daaraan. Is om te sê, luister hierso vir 'n jaar. En dit maak dit maklik, ons doen dit nogals met ons klein groepe ook, wat ons groeigroepe noem, is jy koppel net 'n tyd daaraan, want as jy net vir 'n tyd lank kan commit, dan okay, dit was nou nie vir my noodwendig hierdie persoon wat my gementor het nie. Ek kan skuif. En daarom is daar altyd die uitnodiging, wil jy nog aangaan? En ek dink dalk as jy net iewers wil begin, dalk is dit 'n goeie manier, is om iemand te identifiseer en reguit die gesprek te en 'n koffie te drink en te sê, luister hierso, en 9 uit die 10 keer gaan die persoon ja sê, is om te sê, luister, ek hou jou dop. Ek sien hoe jy leef. Ek sien hoe jou vrou hanteer. Ek sien hoe jy betrokke is, of hoe jy besluit, of hoe jy dink, sal jy moontlik my mentor? Net vir 6 maande, net vir 'n jaar lank. En ek sal graag na jou toe wil kom, elke 6 weke, en net bietjie gesels, en net hoor. En ek kan jou guarantee, so 'n gesprek, ewen al sê die persoon nee, het jy klaar geleer. Want ek dink dis een van die waardevolste gesprekke wat jy kan hê in 'n proses waar jy kan gaan, om iemand te identifiseer met wie jy daai pad kan stap. So, ja, skus. Ja, ek dink vir ons wat tienerkinders ook het, is dit nogals 'n baie belangrike ding, dat hulle kan sien, jy sien iemand, jy stap met aan iemand, wat ek dink die grootste probleem met tieners is die rebellie en die nie submit aan hulle ouers nie, want dis mos maar die fase waarin hulle is, en hulle is in vriendestem, so die konstante kere wat my kinders sou vra, maar mamma, waar gaan mamma nou? Dan sê ek gaan gou my mentor, ons gaan gou koffie drink. En dan naderhand het hulle so behoefte, maar mamma moet saam my bid, ek wil ook graag 'n mentor hê. Ek wil ook graag iemand hê, ek het al klaar iemand waaraan ek dink. Wiant nog 'n kreatiewe storie vir ons seun vir 'n mentor, maar dit het regtig 'n baie groot begeerte in hulle gesit om 'n mentor te kry, maar dit het hulle ook gewys dat ek submit iewers. En dit leer eintlik baie groter lesse vir jou kind, want jou kind leer deur wat hulle sien. Moenie dink jy kan net vir hulle sê, doen hierdie en doen daai nie. Doen die regte goed, en dan sal hulle dit ook doen. Ek het altyd gehad dat die kinders moet weet, ons is nie beter wetig nie. Hulle moet regtig verstaan dat ons verstaan, ons weet nie alles nie. En ons wil dit duidelik maak ook. Hulle moet nie dink ons dink. Jy weet, en net daai aksie sê vir hulle, hulle gaan iemand anders vra, en dan voel hulle bietjie veiliger. En dit stel die persoon wat iemand volg so gerus. Ja. Ek dink dis ook een van die goeders wat ons baie, Marius self het 'n ongelooflike mentor. Dit stel jou soveel gerus dat hy vat sy goed na sy mentor toe. En jy kan so rustig wees oor, okay, die besluit is nie net sy eie besluit nie, dis 'n deurgedinkte, deurgebidde besluit wat saam met sy wise counsel was. En vir 'n werksplek maak dit sin. Vir 'n werksplek is dit soos, okay, ek het soveel vrede, maar so ook vir kinders, vir mense onder jou, dit stel soveel mense gerus om te sê, okay, hier is nie net hierdie ou se eie besluit nie. Dis mense as 'n kollektief wat saam gebid en gedink het oor hierdie. So En net ten slotte, hoe mooi is dit nou nie, so 2 van my mentors is nou, hulle is beide in die 70s, en die een ou se mentor is 84, sy naam is, of miskien moet ek nie sy naam noem nie, maar hy's 'n fenominale ou, werk in 180 lande, so, en nou het ek al die voorreg gehad om omtrent 5 meetings te hê met die ou, so, en dan sit ek met die oomie, vir 'n uur of 2, en dan sal hy my klaarmaak, en sal hy vir my sê, luister, I have to go. Sê ek, why? I said, it's time for my daily exercise. Hy's 84 en hy doen nog of 'n 3 of 'n 5 myl hardloop elke dag. Jy weet, en dan kyk ek na my mentor, en dan kyk sy aktiewe lewe, hoe hy fenomenaal funksioneer. Ek het nog nooit iemand gesien om soveel balle in die lug te hou, sy vrou so lief te hê en sy kinders lief te hê, en tog ek is so daai lewe,
En dan sien ek nou sy mentor, dan sien ek presies dit in sy lewe, en dan weet ek, dis die way, dis disipelskap, dis hoe Jesus dit bedoel het. Dan kom jy tot op 'n punt waar jy vir jou seun sê, seun, dan sê hy, nee, dis nie wat my mentor sê nie. Dan moet jy weet, die ding werk nou. So hoe ons vanaand gaan afsluit is, ek dink waar jy kan begin en die gaan nie net oor mentorskap nie. Ek dink dit gaan oor die krisis in die wêreld. En die krisis in die wêreld is groot gedeelte is vaderloosheid, maar ons baie krisisse. Die uitnodiging eintlik vanaand is om te sê, maar Jesus wil jou gebruik. Asseblief moenie hier sit en dink jy was gebore om skool toe te gaan, 'n graad te kry, werk toe te gaan, te trou, kinders te kry, kleinkinders te kry, af te tree en dis jou lewe nie. Ek garandeer jou, dis nie God se model nie. Dit is nie wat hy vir jou gedroom het nie. Hy het vir jou gedroom om te gaan en 'n verskil te maak. Dis sy droom oor jou lewe. Dis kom hy jou geskep het, is om te gaan en 'n verskil te maak. En Reet het so mooi genoem in die begin, dat mense se grootste wens op hulle doodsbed is om te sê, maar ek wens, ek het 'n groot verskil gemaak. Maar jy het nie nodig om te wag tot dan nie. Die uitnodiging van Jesus se kant af is, kom na my toe, en ek sal jou wys. En ons het vanaand prakties gaan doen, terwyl die span vir ons gewyde oomblik gaan skep is, daar's nagmaal elemente voor en agter. En ons is al 12 minute oor. Maar wat ons gaan doen is, ons gaan 'n gewyde oomblik skep vir so 3 minute. Waar jy kan kom en jy kan jou nagmaal gebruik. As jy kan op jou stoel gaan sit en begin oopmaak en dit gebruik. En dan as ons daar klaar is, gaan ek net vir ons 'n gesamentlike gebed doen. En dan gaan ons na ons spasie toe beweeg. Maar voordat ons by die nagmaal uitkom, kom ek bid net gou vir ons saam, voor ons dit gebruik. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons eerstens net kan gesels en besef. Here, U het ons so intentioneel geskep. U het 'n droom oor elke liewe persoon, en Here, net om dit te noem, om te besef dat elke persoon wat hier sit, vind hulle self in 'n streek, en in hierdie streek is al provinsie. 'n Provinsie vind op self in 'n land vind op self in 'n kontinent, en dis net een kontinent van soveel baie, en om te dink dat U 'n droom het oor elke liewe een van ons, tussen biljoene mense, getuig weer eens net van 'n ongelooflike God. En Here, dat U droom oor elkeen van ons. Dat U dink en U het hierdie hartsbegeerte om te sê, maar my kind, ek wil so graag hê jy moet uitkom by die plek waarvoor ek jou geroep het. Here, dankie vir dit. En Here, U was so passievol oor hierdie droom. U is so passievol oor die feit dat U wil hê ons moet 'n droom en 'n purpose hê, dat U gegaan het en U het U self opgeoffer. Dis die ultimate sacrifice. Dis om te sê, ek is so passievol oor jou roeping, dat ek myself op 'n kruis gaan sit het vir jou sondes. Here, dankie. En dankie dat ons kan weet dat ons roeping gaan nie oor ons nie. Dus ons roeping gaan oor mense wat U nodig het. So Here, dankie dat ons hierdie oomblik kan hê. Ons is so lief vir U. Here, dankie vir die nagmaal, wat ons onsself kan herinner aan die beste daad van liefde ooit. Dankie, Here, in Jesus naam. Ek gaan sommer so vra dat, soos jy sit, kan jy agtertoe of vorentoe beweeg en vir jou nagmaal kry. Jy kan dit so lank gebruik as jy sit, en dan gaan ek so 2 minute gee, en dan gaan ons so saam bid.
Soos ons almal ons nagmaal-elemente gebruik. Jy kan aangaan en jy kan bid. En jy kan jou nagmaal gebruik, maar ek gaan sommer so vra dat as jy klaar nagmaal gebruik het, kan jy net jou oë sluit en ek gaan vir ons saam bid. Here Jesus, dankie. Dankie dat U alles opgeoffer het vir ons om hier te kan wees. Om in 'n verhouding met U te staan. Here, ons besef nie wat U alles opgeoffer het nie. Maar Here, dankie. Dankie vir die ongelooflike gesprek wat ons kon gehad het. Dankie vir Wian en Riet en Here, ek bid dat julle sal seën. Eerstens ek bid dat julle sal seën net as U kinders. Here, ek bid dat julle huwelik sal seën. Here, hulle 3 kids sal seën. So ook hulle mans en hulle vrouens seën. En Here, ek bid dat die beweging wat hulle besig is om te lei sal seën. En Here, wanneer U hand op iets is, Here, beweeg dit. En Here, ek bid vir meer deurbrake in gemeenskappe, in lande, en mense wat honger is vir U. So Here, lei vir Wian, lei vir Riet. Mag jy die stormfamilie gebruik om 'n geestelike storm los te maak in soveel lande. Here, dankie vir die herstel. Dankie vir die restaurasie wat U deur hulle bring. Maar Here, so vir elke persoon wat hier sit, wat 'n droom het, wat hierdie behoefte het om 'n verskil te maak. Here, kom raak elkeen aan. Here, kom maak daai drome meer en meer wakker. Here, mag ons meer en meer nie vashou aan die droom nie, maar vashou aan U. En my gebed is, soos ons vashou aan U, stuur ons. Stuur ons soos pyle in ons huise, in ons gemeenskap, reg oor Suid-Afrika. Here, mag ons genesing en U seën ervaar. Dankie, Here. Ons is lief vir U. Ons bid alles in die groot en almagtige naam van Jesus Christus alleen. En ons almal sê saam. Amen. Mag jy 'n geseënde aand verder hê. Dis die einde van ons reeks So Maak Mens en Wian Riet, dankie. Dit was 'n ongelooflike groot seën om julle te hê en veilig terug travel. Hou aan doen wat julle doen en mag dit tot groot blessing wees vir almal anders.